Goeienaand en baie welkom hierso by die eerste praatjie van 4 oor die fondament van 'n Christen-gay verhouding. Die fondament van enige verhouding, gay of straight, moet gebaseer wees op Bybelse beginsels, soos liefde, respek, diensbaarheid. Gay Christen paartjies het dieselfde reg om hulle verhouding op te bou op 'n geestelike fondament wat God die eer gee. Daar is natuurlik Bybelse verwysings soos wat ons kan gebruik, die vrug van die Gees in Galasiërs 5 vers 22 en 23. Nou, dit wil ek net vir julle lees. Hierso wat sê dit? Maar die vrug van die Gees is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, goedhartigheid, nederigheid en selfbeheersing. En as ons in daai konteks na dit kyk, dan is hierdie waardes die boustene van enige suksesvolle verhouding. En ons glo dat God se liefde inklusief is en dat gay Christen paartjies dieselfde geestelike roeping en verantwoordelikheid het om mekaar op te bou en te versterk. Nee, daar's parallelle tussen straight en gay verhoudings wat ons kan trek, maar kom ons kyk spesifiek wat sê die Bybel in Efesiërs 5 vers 25 oor huwelike. Maar ons kan presies dieselfde ooreenkomste trek tussen straight huwelike en gay huwelike. En iemand het eintlik vir my eendag so mooi opgesom. Dit was gewees dat in gay verhoudings daar altyd een is wat 'n feminine spirit het en een wat 'n masculine spirit het. Dit is nie noodwendig dat ons dit uit die Bybel kan aanhaal of staaf nie, maar geld dan vir albei in die gay verhouding. Daar gaan meer een wees wat 'n feminine spirit het, of 'n masculine spirit wat die rol aanneem. En dit is nie soos wat mense sê, hierdie een is die mannetjie en daai een is die vroukie, want op staan is dit nie. As dit 'n gay couple is al twee mannetjies, en as dit 'n lesbien verhouding is al twee wyfies. Maar een sal meer geneig wees daartoe om die rol aan te vul van wat 'n feminine spirit sal aanvul, soos kos maak, die huishou. Die ander een sal 'n masculine spirit hê, reël goed reggemaak word, dit miskien self regmaak, gras sny. Maar dit beteken nie dat 'n gay man met 'n feminine spirit fem is nie, of 'n queen is nie. Maar al is hulle, is daar ook niks daarmee verkeerd nie. En dit beteken dan ook nie dat 'n lesbien met 'n masculine spirit noodwendig, hoe sê die Suid-Afrikaners dit, mannetjiesagtig, of 'n tomboy. Maar as sy is, dan is dit ook alright. Daar's nie 'n probleem met dit nie. Maar dit is nie noodwendig wat dit beteken nie. So wat ek wil sê is, dit wat ons lees in die Bybel vir 'n huwelik, wat hulle sê geld vir 'n vrou, geld vir 'n man, gaan ons nie dan toeskryf aan 'n feminine spirit of 'n masculine spirit nie, maar ons gaan sê dat ons dit wederzijds gaan toepas. Dat ons mekaar gaan lief hê, dat ons mekaar gaan respekteer. So kom ons kyk, wat sê dit in Efesiërs 5 vers 25. OK. Dit sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het. So, as ons nou kyk na twee mans, dan gaan daar staan, mans, julle moet julle mans lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het. En as ons na twee vrouens kyk, gaan ons sê, vroue, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het en sy lewe daarvoor gegee het. In gay verhoudings beteken dit dat beide hierdie partye onselfsugtige liefde vir mekaar moet nastreef. As ons moet kyk na vergelyking in 'n strydverhouding, voel die vrou veilig as haar man se liefde selfloos is. En dieselfde beginsel geld ook in gay verhoudings, vir albei. En dan, as ons kyk na respek en eer, soos wat dit in 1 Petrus 3 vers 7 gesê word, ons kyk wat sê dit in 1 Petrus 3 vers 7, verstaan, net so mans moet julle met respek met julle vroue saamleef. Die Queen James Bible, wat 'n LGBT-friendly Bible is, vertaal dit in Engels as husbands, live with your spouses in an understanding way. Hoe mooi is dit? Ek dink dit is 'n perfekte manier om dit op te som, om te sê. En net so kan ons sê, wives, live with your spouses in an understanding way. As ons mekaar verstaan en mekaar respekteer, vir mekaar lief hê en onselfsugtig optree of selfloos optree, dan kan dit net 'n wen-wen situasie wees. So, om
kyk na 'n praktiese voorbeeld, is respek vir jou maat se sterkpunte en om erkenning daarvoor, hom of haar erkenning daarvoor te gee en nie net op die klein foute te fokus nie. En dan, die Bybel van diensbaarheid. Natuurlik sê dit in Johannes 13 vers 14, ons kry dit gou. Lees hierso uit die boodskap, die taal uit. Nou maar goed, as ek die een wat julle leer en lei, julle voete was, wat sê dit vir julle? Net een ding, julle behoort mekaar se voete net so te was. Ek het nou vir julle 'n goeie voorbeeld gegee. Volg daardie voorbeeld. Doen aan mekaar wat ek aan julle gedoen het. Hoe mooi is dit? So ons moet mekaar se voete was en vir mekaar diensbaar wees. In stryd couples, die man vir die vrou en die vrou vir die man, en dan ook in gay couples, 2 mans vir mekaar of 2 vrouens vir mekaar. En as ons 'n bietjie kyk na praktiese wenke vir uitgaan, om te begin date, as mens dit so kan stel. Bietjie die opsit kersie. Dan moet mens kyk na om vir jouself 'n standaard vas te stel. Nou jy moet gaan neerskryf, wat is vir jou belangrik in 'n verhouding? Soos byvoorbeeld geloof, integriteit, emosionele volwassenheid. En dan, kies die omgewing en jou vriende versigtig. Dit is nie noodwendig 'n goeie ding om in 'n klub te gaan rondhang en 'n Christen pasmaat te soek. Ek sê nie dat jy nie eendag sal kry nie. As jy self as Christen sien toe gaan, dan is die kans goed dat jy dalk iemand ook daar kan kry net soos jy. Maar uit my ondervinding het dit nog nooit gewerk nie. Ek het my man deur Christen vriende ontmoet en dit is belangrik. So die invloed, jy weet, van vriende op jou dating omgewing kan jou verhouding bou of breek. 'n Aanhaling van Dr. Gary Chapman in die 5 love languages sê, the key to a healthy relationship is not in finding the right person, but being the right person. So ons moet nie net ook die regte persoon kry nie, maar ons moet ook die regte persoon wees. As ons iemand wil hê wat God eerste stel, wat nie rondslaap nie, dan moet dit by ons begin. Ons moet daai persoon wees wat Christus eerste stel en probeer om 'n lewe te lewe wat vir Christus vereer. Dan moet ons natuurlik gereeld bid vir wysheid. Ons moet bid dat die Here vir ons wysheid sal gee waar om iemand te kry en hoe om hulle te kry. In Jakobus 1 vers 5 sê dit, het hom hierso geboekmerk, as een van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid. So die Here sê, as ons wysheid kort kom, moet ons dit van hom bid. En hy sal dit vir ons wildig gee. So ons kan gerus weet dat God ook ons beste belange op die hart het. Kom ons kyk na nog 'n praktiese voorbeeld. Stel jou voor dat 'n strydpaartjie waarin een persoon geheime finansiële skuld het. Dit skep vertrouenskwessies in 'n verhouding wat dit kan skade as die man byvoorbeeld baie skuld het. So net so in 'n gay verhouding. Jou waardes, jou standaarde, die julle gestel, dit wat julle vooruit duidelik maak vir mekaar, dit wat jy openbaar van jouself in eerlikheid wees, dit sal maak dat daar nie later misverstande en konflik is. Maar net so ook in gay verhoudinge. As die een nie vir die ander sê dat hulle baie skuld het nie en hulle waarde is en dit wat hulle graag wil hê in 'n lewensmaat is iemand met integriteit, iemand met ambisie en daai persoon jok vir hulle daaroor, dan kan dit definitief tot groot misverstande kom. As jy 'n committed Christen is, sal die Here definitief vir jou wys wat 'n kant toe. My raad is bid altyd deur en vra vir die Here om jou te help en te lei en hy sal dit doen. En weet net, daar is 'n groot verskil tussen verliefdheid, liefde en welis. So kyk na jou hart, ondersoek jou hart en kyk watter ene dit is en die Here sal verseker vir jou wys. Maar hou jou hoop net op Christus om te weet dat alles ten goeie meewerk vir die wat vir hom lief is. As hy iemand oor jou pad gestuur het wat hy graag wil hê jy 'n pad saam mee moet stap, maak nie saak wat gebeur nie. Julle sal 'n pad saam stap en julle sal mekaar se lewensmaats wees.
Maar voor jy so ver dink net eers aan dating. Geniet mekaar, moenie te veel verwagtinge opstel nie. Wees eerlik met mekaar, leer mekaar ken as vriende, doen lekker dinge saam. Kyk wat se belangstellings jy het wat oorvleuel en geniet dit net. Tot volgende keer. Lekker.